Hartlik welkom ook aan ons aanlyn kykers by hierdie geleentheid. Die derde Sondag in Lydenstyd 8 Maart 2026. Voordat ons vanoggend die Here se woord lees wat uit Johannes 14 kom, wil ek tog iets met u deel rondom hierdie gedeelte in die Johannes Evangelie. Net sodat jy iets verstaan waaroor dit gaan, maar ook dit kan plaas binne die groter heilsgeskiedenis. Dit wat ons lees in Johannes 14, eintlik 14 tot 17, staan in die Johannes Evangelie bekend as die afskeidsrede. Julle weet dit begin met die bekende woorde in vers 1 wat sê: moenie dat julle harte ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my. En dan die mooi tweede vers: in die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was, sou ek nie vir julle gesê het nie, kyk, ek gaan om vir julle plek gereed te maak. En as ek klaar die plek gemaak het, kom ek terug, sodat julle kan weet waar ek is. So die disippels, en ons het dit mos nou laasweek gehoor, toe Jesus praat oor sy dood, roep Petrus om een kant toe, en hy sê, maar Here, dit kan mos nou nie so werk dat u dood gaan nie. Ons soek 'n Messias, maar ons soek nie 'n lydende Messias nie. Ons het mekaar gesê, hierdie pad kan nie anders as 'n kruis, en dan Jesus aan 'n kruis. Daarom wil ons ook vir mekaar sê, in lydenstyd volg ons hier die lig na die kruis van Christus toe, en uiteindelik daar die lig wat ook die donker graf verlig, sodat hy leeg is. So die disippels is op hierdie stadium onrustig en onseker. Die tyd van Jesus se weggaan, wat hulle gaan verlaat, kom al nader. Maar in hierdie gesprek wat ons vanoggend lees, kom Jesus met 'n verrassende woord. Hy sê hulle gaan nie alleen wees nie. God gaan nie ver bly nie. Inteendeel, God gaan in hulle kom woon. Nou as jy in die Afrikaanse vertaling kyk, by vers 15, dan staan daar, die Heilige Gees gaan by julle bly. Maar, daar is ook 'n belangrike vers 23, wat sê, ek en die Vader, ons, sal by hom woning maak. So ons wil vandag vir mekaar sê, wat beteken dit? Wat beteken dit dat God by ons kom woon? En nou het ons dit in Advent vir mekaar gesê, uit ons woonbuurt ingetrek. Maar as ons praat oor die Vader en die Seun wat by ons woning maak, ons lees die gedeelte oor die belofte van die Heilige Gees, dat ons nie sal weeskinders wees nie. Wat wil God sê? Waarmee wil God ons help? So ek nooi jou lees saam met my Johannes 14, vanaf die 15de vers, waar daar die volgende staan: as julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie, en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Die mooi vers, julle gaan die week om bietjie oordink ook. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Dan moet hy iets sê oor sy weggaan. Nog net 'n klein rukkie, en dan sien die wêreld my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Wie my opdragte het en dit uitvoer, dis hy wat my liefhet, en wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom ook lief hê en my aan hom openbaar. Judas, nie Judas Iskariot nie, vra toe vir hom: Here, hoe
kom dit dat u aan ons gaan openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord hom, as iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem, en my Vader sal hom ook lief hê. Dit is die gedeelte, die B-gedeelte, vers 23, en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Luister net die verskil tussen 23-24. As iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem, en my Vader sal hom lief hê. Hoor 24. Wie my nie liefhet nie, neem my woorde nie ter harte nie, en die woorde wat julle hoor is nie myne nie, maar die Vader se wat my gestuur het. Kom ons lees tot sover toe. Mag die Here sy woord aan ons harte seën. Ek herhaal weer die laaste gedeelte van vers 23. Ons sal na hom toe kom en by hom woon. En kom ons fokus dan op die woordjie woon of bly. Ons sal later daaroor uitbrei. Vriende, daar's min dinge in die lewe wat 'n mens se hart so diep raak, is wanneer jy huis toe gaan, wanneer jy tuis kom, wanneer jy by jou bekende plek is. There's nothing like homecoming. Daai gevoel van jou huis is waar jou hart is. Soos jy na 'n lang dag by die huis instap en die deur toemaak en jou skouers sak so effens en jy kan net ontspan en weet ek is tuis, ek hoef niks te bewys nie, ek hoef nie 'n rol te speel nie, ek kan net wees, I can only be. Dis daar waar jy kan lag, dis daar waar jy kan huil, dis daar waar jy kan stil wees, dis daar waar jy kan rus, dis daar waar jy in jou nagklere kan loop. Dis jou plek. Tuis. Veilig. Geborge. Comforted. So kom ons ook van 'n huis praat, van tuiste, as my tuiskoms, my plek van veiligheid. Maar vir baie mense is dit in die lewe 'n ontdekking wat pynlik is. Jy kan sukses hê. Jy kan mense rondom jou hê. Jy kan 'n besige lewe hê. En tog voel dit of jou siel nie tuis is nie. Tog voel dit nie asof jy behoort nie. Dis nie my tuiste nie. Nou moet ons tog vir mekaar ook sê daarvan is dat ons lewens is uiteindelik hier op aarde, is dit nie 'n vaste woonplek nie. Hierdie is nie ons tuiste vir ewig nie. Ons is pelgrims op pad na die hemelstad. Maar vanoggend wil Johannes 14 ons help om iets te verstaan van tuiskoms by Christus. 'n plek vind waar ek behoort. En dis waaroor Jesus in Johannes 14 met sy disippels praat. Dis wanneer hy vir hulle sê, ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Met ander woorde, die evangelie sê God gaan nie eendag by ons kom woon nie.
Evangelie sê God woon by ons. Daarom aangrypend dat in dieselfde hoofstuk, in dieselfde gedeelte, daar gepraat word oor ons wat by hom kom woon, Vader, Seun, maar daar ook gepraat word oor die Heilige Gees wat kom woon, wat ons nie as weeskinders agterlaat. Nou ons het al met mekaar oor die weeskinders ding gepraat, maar dis belangrik dat ons net weer onthou, dat Jesus daarmee ook bedoel het, ek los julle nie sonder 'n leermeester nie. Dit was daai tyd so dat as jy jou leermeester verloor het, dan was jy ook as 'n weeskind beskou, want jy nie iemand om jou te leer nie. Nou dink 'n mens net na die voetwassing, waar hulle vir Jesus rabbi noem, leermeester. En hy sê, julle is heeltemal reg, dit is wat ek is. So hy sê, ek los julle nie as leermeester nie. Nou kom die woorde van dit wat ons vanoggend gelees het, ek sal 'n ander voorspraak stuur. Nou daar het ons ook al gepraat, om te sê 'n ander een van dieselfde soort, goddelike drie-eenheid, Vader, Seun en Gees. So die Gees kom om voor te sit wat Jesus gedoen het en om Jesus se werk in ons te doen. So ons sal by hom kom bly. En dis daar in God se liefde waar my siel uiteindelik 'n tuis te vind, waar ek tuis kom. En wat ek kan sê, hierdie is my plek van geborgenheid, van veiligheid. So kom Psalm 42 so 'n mooi beeld het. Soos 'n wildsbok wat smag na water. 'n siel, 'n mens, soek, verlang, dors na God. Nou kan ons aangaan en vir mekaar sê, wat vang mense alles aan om hierdie verlange, hierdie holplek in hulle binneste te vul? Dis prestasie, dis erkenning, dis beheer, dis sukses, dis dwelms, dis buiteegtelike verhoudings, dis seks, dis noem dit wat jy dit wil noem, maar mense gebruik dit om daai leë plek, daai dors te vul. Maar die interessante is julle die ou Tosius vertaling wat ons oor Psalm 42 gesing het, dan sê hy die siel bly onrustig. Die siel bly verlang. Ek weet nie of julle mooi kan onthou nie, maar ek gaan nou maar quote. Hy sê onder andere skryf Tosius, hy sê, o my siel, waarom onrustig en wat buig jy jou in my? Aan die ander woorde, hierdie onrus, hierdie gespartel, hierdie geborstel. En wat is ons diepste verlange? Om te behoort. To belong. Geborgenheid. Veiligheid. Sekuriteit. Ek is welkom. Om te behoort, om 'n plek te hê waar ek tuis kan wees. 'n Plek wat ek my huis kan noem. 'n Place of true belonging. Daarom sou julle sien, ek het doelbewus vanoggend se tema, toe kom vir julle uitgestuur het. Gestuur as God se liefde as ons tuiste, a place of true belonging. Want as jy nie behoort nie, as jy nie veilig voel nie, kry jy swaar. Julle weet hoe dit voel, om in 'n gesprek, of in 'n vertrek in te loop, en in die kinders se taal die vibe te voel, ek hoort nie hier nie. Ek is nie hier welkom nie. Lydenstyd help ons
om in 'n wêreld waarin ons dikwels voel, ons is nie welkom nie, eerlik weer te sê, maar my hart smag na God. Ek smag na 'n plek van ware behoort. A place where I belong. Daarom sê Jesus, hy ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Nou hier word 'n Griekse woord gebruik, monei, wat beteken woning of blyplek. En raai waar word dit nog gebruik? Aan die begin van hoofstuk 14. Ek het net vir julle hoofstuk 2 aangehaal, van ek gaan vir julle plek te maak. So ons moet 14 vers 2 en 14 vers 23 aan mekaar verbind. Want in die huis van die Vader is daar baie wonings. In the house of my Father there is many mansions. Daar's blyplek. As dit nie so was, sê Jesus, sou ek nie weer gesê ek gaan om vir julle plek te maak nie. Maar dan hier in vers 23, die Vader en die Seun kom in ons woning maak. En daarom dat ons vir mekaar sê, dis belangrik dat ons nou lewe. Ons wag nie om eendag by God te bly nie. Ons wag nie om eendag in die hemel te wees as ons doodgaan en dan breek die lewe aan nie. God het nou reeds vir ons kom bly. Immanuel, God met ons. Pinkster, die Gees, God in ons. As jy Johannes 14 lees, die Vader het ons lief. Die Seun kom na ons toe. Die Heilige Gees woon in ons. En as jy dan vir Paulus hoor, dan sê hy twee goed. Hy praat in 1 Korintiërs 3, sê hy, julle is die tempel van die Heilige Gees, dan praat hy van ons as individue. Julle as mense, is die Gees, is die blyplek van die Gees. En as hy in 1 Korintiërs 6 praat, dan sê hy weer, julle is die tempel van die Heilige Gees, dan sê hy, dis die gemeente. Met ander woorde, ons bly by julle. So God se teenwoordigheid is nie 'n belofte net vir eendag nie. Dis 'n realiteit van elke dag. Dis ons werklikheid. Dis ons lewe. So waar is hierdie plek van ware tuiste? Nou moet ons maar weer met Johannes 15 se beeld werk. Die verhouding, dit word net dieper. Bly in my, soos ek in julle. Bly in Christus. Christus is jou woonplek. Christus is jou monei. Maar nou wil ek hê jy moet iets verstaan van hierdie bly. Het gaan nie oor 'n plek nie. Het gaan oor 'n iemand. Het gaan oor 'n lewe saam met Christus. Daarom is dit oral. Dis nie net op sekere plekke nie.
Gaan lees maar weer die psalms wat sê, daar's geen plek waarin ek kan gaan, wat ek aan die teenwoordigheid kan ontvlug nie. Ek wil vir 'n verskriklike mooi Engelse aanhaling lees, wat die geheim beskryf. Hy sê so mooi, Henry Nouwen. Hy sê, by choosing us as his preferred dwelling place, he invites us to choose him as our preferred dwelling place. Gaan dit vir jou weer lees. By choosing us as his preferred dwelling place, he invites us to choose him as our preferred dwelling place. Wat beteken dit? God kies ons as sy woning. Ek en jy word genooi om Christus as ons woning te kies. En dis die misterie van die menswording van Christus. Hy het vlees geword en onder ons kom woon deur die maagd Maria. Wat in jou gebeur het, sê die engel vir Maria, is die werk van die Heilige Gees. So dis die misterie van die inkarnasie, die menswording van Christus. God kom woon by ons, sodat ons kan leer hoe om in God te woon. Nou is my vraag, by wie van julle se huis kan ek nou ry en dan gaan drink ons koffie en jy gaan my met oop arms ontvang? Hoekom vra ek dit? Want 9 uit 10 van ons gaan sê, ek het nie skoon gemaak nie, bed's nog nie opgemaak nie, die skottelgoed nie gewas nie, kan ons 'n bietjie later doen? Dis juist waar Jesus wil tuis gaan. Alhoewel hy die volmaakte tuiste is ek en jy nie die volmaakte tuiste nie. Hy vorm ons daarna toe. Hierdie tuiste wat ek en jy is 'n plek van broosheid. Dis 'n plek van gebrokenheid. Dis 'n plek van vulnerability. Paulus help ons die beste, hy sê, kleipotte wat maklik breek. Maar met 'n enorme skat in hulle binneste. So belangrik. Ons streef nie na perfektheid nie. Ons streef nie na volmaaktheid nie. Dan gaan ons dit nooit maak nie. Want dan gaan dit oor ons en dit gaan nie oor hom nie. Skatte in kleipotte wat maklik breek. Kwesbaar. Kyk gou na jou hande.
Kyk gou na jou hande. Kyk of jy op jou hande, of op jou hand, dalk is dit nie op jou hand nie, maar jy hoef nie vir ons te wys nie. Waar sit jou litteken? Waar sit 'n litteken aan jou? Waar op jou liggaam sit daar iets wat vandag 'n storie oor jou lewe vertel? As jy na my en Louisa se hande kyk, is dit krappe van 'n klein katjie. Dat die bloed loop. Het gaan oor littekens. Kyk weer na ons prentjie. Kyk wat is daar in die middel, tussen die doringkroon, die spykers. Daai spykers het littekens in Jesus se hande veroorsaak. Toe hy vasgekap is aan die kruis. Daarvan sê die psalmdigter, julle name is in sy handpalms gegraveer. Daarom in die Nuwe Testament sê, niemand sal julle uit sy hande uitruk nie, want jou naam is gegraveer in sy handpalms. Brose kleipotte wat maklik breek. Littekens. Grieks litteken. Stigmata. Stigma. Hoeveel van ons leef met sulke tekens in ons lyf? So maklik sê, maar daar kleef 'n stigma aan sulke mense. Dit word iets waar ons gespot word. Uiteindelik praat ons en ons sê vir mekaar, ons dra die littekens van Christus aan ons liggaam. Kom ek vra jou gou oor jou litteken. Hoekom is hy vandag gesond? Hoekom sien jy nog steeds die merk? Ek probeer nou kyk waar het ons speedrap gespeel. Hier sit hy, daar sit hy. Ons het nie geweet die touwtjies lê op die pad nie, ons het touwtjies oor die pad gevang en kry ek met die fiets en sny die nylon in my vinger, hier sit hy. Hoeveel van ons moes die stigma, moes die wonde, moes wat vandag 'n gesonde, heel litteken is, met groot sorg versorg. Want God sê, ek sien nie streepie op my vinger. Ek onthou wat daai dag in die inrypad gebeur het. Maar kyk vandag na my vinger en ek sien hy's heel. Jy sit vandag dalk hier met 'n litteken. Dis dalk nog 'n oop wond. Mag jy vandag hoor dat as jy tuis is in die huis van liefde, is dit die plekke waar God werk.
dit die plekke waar God heel maak. Want jy's 'n breekbare kleipot. Maar jy het 'n skat in jou wat die wêreld moet kry. Uiteindelik, ons het begin toe ons gesê het, hoe lekker is dit om by jou huis in te stap, om tuis te kom. Die oomblik as jy deur die deur stap, en ek weet, ek hoef niks te bewys nie. Ek kan net myself wees. Jy het daai toegang elke dag. God wag nie dat jy eendag by hom kom bly nie. Hy sê ek het woning gemaak. Ek en die Seun en die Heilige Gees bly in jou. Jy bly by ons. Dis daai ding wat ek vir julle baie keer gesê het, God nooi ons in om saam te beweeg in die beweging van die Vader, Seun en Heilige Gees. So God bly by ons. En hoor vandag, jy hoef niks te doen om hierdie blyplek te verdien nie. Dis nie prestasie gebonde nie. Dis nie jy tikkie boksies en dan sê God, as die deur stap in, baie welkom, al julle perfektes. So kom ek baie keer spot as ons in Kerstyd sing, kom alle getroues. Die Here sê, maar kom alle ontroues ook, ons vir julle op plek. Wat is die plek vir perfektes? So jy hoef nie jou plek te verdien. So kom daar 'n kruis is. So kom daar spykers is. So kom daar 'n doringkroon is. Dis hoekom daar 'n purperkleed is. Dis leef uit genade. Want God reeds by ons kom woon het. Selfs as ons broos is. Selfs as ons stikkend is. Kleipotte. Kleipotte. Wat maklik breek. En daar kan jy in God se tuiste, se liefde, rus. Is nie 'n plek nie, ek sê dit vir die laaste keer, is nie 'n plek nie. Tuiste, die ware tuiste is God se liefde waarin ons leef. En hy sê later, en ons het dit nou nie vanoggend gelees nie, in hierdie selfde hoofstuk, by vers 27-28 kom, dan gebruik Jesus dieselfde woorde waarmee die hoofstuk begin. En hy sê, moenie ontsteld wees nie, en hy sê, vrede gee ek vir julle. My vrede gee ek vir julle. Nie die vrede wat die wêreld gee. Want op die oomblik is die wêreld stikkend. Mense sit in plekke waar hulle nie kan huis toe kom nie. Letterlik. Omdat die lugweë geblokkeer is. As gevolg van onsinnige oorloë.
So Jesus sê, ek gee vir jou vrede. My stikkende kleipot, met my skat in jou, wat in my liefde bly, wat tuis is by my, wat gewortel is op my, wat gebou is op die fondament, op die hoeksteen, die klip wat deur die bouer afgekeur is. Jy's veilig in my liefde. En daarom gee ek jou my vrede. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Kom ek gee tyd om 'n bietjie stil te word. Ek wil jou nooi om saam met my vanoggend te bid. En ek gaan lied 239 in die liedboek gebruik as die basis vir ons gebed. Jesus, rots vir my geslaan, laat my nie verlore gaan. U was self van God verlaat. Laat u lyding sonder maat my tot heil wees en tot krag teen die sonde skuld en mag. En ek self, wat kan ek doen om my sonde te versoen? Sal my hart met ywer gloei, sal my trane ewig vloei, nog gebede, nog geween kan my red, Heer, U alleen. Daarom leeg, breekbare kleipot, net met my sonde las hou ek U verdienste vas. Ek kom om vergewing vra, U het ook my skuld gedra. U geslaan tot heilsfontein, was my heiland, maak my rein. En dan mag jy saam met my bevestigend bid, Heer my rots, bo almal groot staan U vas in elke nood. Trou van mense kom en gaan,
maar U bly onwrikbaar staan. Ewige rots, U laat ook my veilig, ewig in U bly. Amen. Vriende, ons koninkryksnuus net die volgende. Ons moes ons bestuursraadsvergadering met 'n week uitstel na die 18de Maart toe, so ek herinner net die vergadering 18 Maart 10:00 die oggend. En dan die 22ste Maart is dit ons 80-jarige feesdiens. Die gemeente is dan 80 jaar oud. Ons gaan dit vier met nagmaal en dan na die tyd gaan ons net saam agter in die konsistorie koffie en tee in 'n verversingkie geniet. Ons is dankbaar vir die Here wat ons oor soveel jare gedra en ondersteun het, onderskraag het, dat ons ook hierdie mylpaal kan bereik. So onthou die 22ste Maart ons feesdiens, wat dan gepaard gaan ook met ons eerste nagmaal vir die jaar. Dan herinner ek maar net, maak seker dat jy my selfoonnommer het, 083-654-0806. Belangrik sodat ons kan kommunikeer, maar daarmee saam, dis ook geweldig belangrik dat jy elke dag 'n WhatsApp of 'n SMS kry, sodat jy saam met ons dit wat ons elke Sondag in die erediens oordink, ook in die week kan inoefen. Nou weet ek, jy mag dalk wonder en sê, haak die dominee op sekere versies vas, maar daar is sekere goed wat ek julle maar moet help om dit te onthou, want ons vergeet baie gou. So, jy sal in hierdie week weer optel dat Johannes 15 weer daar is. Maar dit is vir my geweldig belangrik dat ons iets verstaan van die God bly in ons en ons bly in hom, oor die tuiste. So ja, ons gaan vir jou, ek wil graag vir jou elke dag 'n boodskapie stuur, waar jy 'n stukkie lees, so 'n bietjie dink, waar jy wag op die Gees, Paul die gebed bid, jy kan dit vul met jou eie gebede, en dan so 'n stukkie leefstyl, inoefening en ontwikkeling. So, sorg maar dat ek jou nommer het, en dan kan ons met mekaar kommunikeer, soos dit nodig is. Ek groet daarmee ons aanlyn kykers, tot die volgende keer, totsiens.